Die aan, so ek wil begin met die blaai wat julle nou voor julle gekry het, om julle net 'n inleiding te gee. Sien julle hier so 'n blaai wat geskryf is. So hierdie handskrif is 'n dame wat 'n paar jaar terug, sy was seker sy was 5 jaar terug by House of Bread gewees, met die naam van Christine Beachworth. Sy het 'n profetiese woord oor House of Bread gelos. Nou daar het ek so gehighlight. En ek het 'n foto geneem van dit. Sy sê, I saw him change the time over House of Bread and the clock and wind it. So sy het gesien dat die tyd oor House of Bread gaan verander. Nou wat se tyd sien sy wat gaan verander? Ek het daarna, het ons 2 bevestigings gekry. So wat gebeur? Genesis 1 vers 14 sê, daar's saaityd en daar's oestyd. So daar's 'n afgestelde of afgemerkte tyd. En net om julle terug te vat is dat, eerste vraag wat julle gaan wonder, hoekom vier ons op 'n Dinsdag aand die Paasfees? Hoekom nie op Goeie Vrydag nie? Stem julle saam? Ja. Want almal vier hom op Goeie Vrydag. En ek het groot geword, ons vier hom op 'n Goeie Vrydag. Maar wat ek nooit kan verstaan nie, as jy tel, en dis net inleiding wat ek vir julle wil gee, en wil nie vandag iets baseer op dit, net om vir julle te sê, 3 dae en 3 nagte is gelykstaande aan 72 uur. Nou jy kan probeer tel van Vrydagmiddag af 72 uur, dan kyk jy waar kom jy uit. Dan kom jy by Maandag uit, Dinsdag. Dan wonder jy maar, hoe tel jy Goeie Vrydag? So nou, die eerste skop of bom wat ek nou vanaand wil los om vir julle te sê, Goeie Vrydag was nooit 'n Paasvrydag gewees. En in Exodus, Levitikus 23 vers 12, praat hy van die eerste dag wat geheilig is en die 7de dag. Nou die woord sê vir ons, 6 dae moet jy arbei en 1 dag moet jy rus. So daar's 52 Sabbatte in die jaar, Sondae in die jaar, 52. Maar op die Hebreëse kalender is daar 70. So daar's 18 ander heilige dae waarvan ons in die Christelike kerk nooit geleer het. So ons vier Kersfees asof dit 'n Sondag is of 'n Sabbat is. So wat gebeur is op die eerste dag van eerste vrugte moes Jesus, dis 'n Sabbat gewees, 'n heilige week Sabbat wat op 'n Woensdag geval het. So op 'n Dinsdag aand het hy die ete gehad, soos wat ons dit vanaand het. Hy het op 'n Dinsdag aand die ete gehad. Hy's die Woensdagoggend gevangene geneem. Hy's Woensdagmiddag gekruisig en hy moes Woensdag aand voor sononder in die graf wees, want die unleavened bread, die ongesuurde brode, se Sabbat, het sononder Woensdag aand begin. So as jy van Woensdag aand af tel, en jy tel 72 uur aan, het hy opgestaan op Saterdag aand, wat die eerste dag van die week is, nadat die son gaan sak het, en Sondagoggend het Maria Magdalena by die graf gekom en hulle het hom gekry as die eersteling gerf wat opgestaan het. So hier het ek vir julle 'n prentjie, en julle kan gaan kyk, julle kan julle studies doen, daar's 'n kleurprentjie, om vir julle te wys 3 dae, 3 nagte. So ek het hierdie studies, hierdie goed het ek oor jare gedoen, gekyk, en dit is die werklike dag. So dis die eerste ding wat ek vir julle wil sê, daar is nie iets soos 'n Goeie Vrydag nie. Die Goeie Vrydag
is deur die Katolieke Kerk ingestel en hulle het ons almal kom mislei. So ek sien, ek los net so 'n bietjie 'n gedagte daar vir julle op. Die tweede deel, daar's 4 bekers. Sien julle die 4 bekers? So met die Paasfees het Jesus 'n gedeelte gelees, want ons moet iets verstaan. Daar's die eerste lam, waar's hy geslag? In Egipte. Stem julle saam? Eksodus 12. Die eerste Paaslam is in Egipte geslag. So alles wat in die ou verbond gebeur, het Jesus kom vervul in die nuwe verbond of die Nuwe Testament. So as die lam geslag is in Egipte, is die lam geslag op Golgotha. So het elkeen van hierdie feeste het Jesus in vervulling gebring. Maar nou wil ek vir julle iets lees in Exodus. As julle julle Bybels by julle het, is baie maklik om te onthou. Dan gaan julle na Exodus 6 vers 6 toe. En dis die 4 bekers wat ons hier kry. Hulle sit dit neer op 'n Pasga ete, soos die 4 kelkies, sien julle daar voor julle is 4 kelkies. En elke kelkie word op 'n spesifieke tyd deur die ete gedrink. En Jesus het die eerste een het hy gedrink, wat ons noem, ek gaan dit nou vir the cup of sanctification. Dis die heiligmakingsbeker. Dan het hy die tweede een gedrink, is the cup of affliction, want hy het hierdie sonde op hom vir ons geneem. Dan die derde een is the cup of salvation. Dis die reddingsbeker. Dis die een wat hy gedrink het, het hy gesê, hierdie is die Nuwe Testament. Onthou julle weet van daai, wat hy gesê het in my naam, die Nuwe Testament. En dan die vierde een het hy gesê, hierdie beker gaan ek nie drink, maar ons gaan hom drink, eendag in my Vader se huis, wanneer ons almal by mekaar is. So julle sal sien, hierdie beker is onderste bo, want dis die een wat ons nog moet drink. So dis net om julle 'n inleiding te gee, waaroor hierdie bekers gaan, en dan waaroor die 3 dae en die 3 nagte in die graf gaan. Maar ek wil vir julle iets lees, en dit het met ons redding te doen, en jy lees dit in Exodus 6 vers 6, dis maklik om te onthou. Ek gaan dit in Engels lees. En God praat met Moses, hy sê vir hom, wherefore say unto the children of Israel, I am the Lord, and I will bring you out under the burdens of the Egyptians. So in die Nuwe Testament sê Jesus vir ons, ek bring julle uit Egipte uit sonde uit, ek lei julle uit. Dit het fisies in Egipte gebeur, maar in die geestelike het Jesus kom en die prys vir ons betaal. Hy sê, I am the Lord your God, I will bring you out from under the burdens of the Egyptians. I will rid you out from their bondage. Jy sien, ons is, of jy is in slawerny, wat ons nog deel van die wêreld is, of ons is in Jesus Christus, ons is vry van slawerny. Maar hy wil ons uit slawerny, wil hy ons uitbring. I will rid you out from their bondage, en dan sê hy, I will redeem you with a stretched out arm. So daai woordjie redeem beteken, ek koop jou vry, ek koop jou los. So die prys wat hy betaal het met sy bloed, is vir almal. Die blanko cheque wat hy uitgeskryf het, die cheque met sy bloed, is vir elke persoon wat geskape is. Of jy Hitler was, en of jy Bill Gates is, en of jy George Soros is, daai bloed is vir almal. Maar die woord van God sê, maar almal wat hom aangeneem het, en met
hulle hart glo en met hulle mond bely dat Jesus Christus die Here is, sal kinders van God genoem word. So daar's 'n verskil tussen verlos en om hom aan te neem. En almal gaan hom nie aanneem nie. Hy het die prys vir almal betaal. As jy besluit die dag jy wil hom aanneem as saligmaker en verlosser, dan het hy daai prys vir jou betaal en hy het vir jou gesterf. Dan word jy uit Egipte uitgelei en hy maak jou vry. Dis hoekom in Egipte gebeur redding wanneer hulle die bloed aan die deurposte gesmeer het. En dan sê hy, en die eerste, die oudstes en die eerste lim, wat nie die bloed op hulle harte het, die doodsengel gaan verbygaan en hulle gaan sterf. Maar dis wanneer jy met jou hart glo, jou hart besny is, want hy die prys betaal nadat hy gesterf het, en met sy bloed het hy ons vrygekoop. So ons weet, op hierdie tyd, op hierdie aand, het hy die ete gevier, op hierdie Dinsdag aand, en dis nie wat ek uitdink, dis die kalender waarvan, wat God ons gaan skei. So iets gebeur, spesifiek op 'n kalender, as jy in gehoorsaamheid is. Ek wil iets met julle deel, in die woord oor appointed time. En ek gaan dit vir julle lees eers. Afgespreekte tyd. Hoekom is ons, kan ons maar Vrydag aand by mekaar kom? Is daar 'n verskil om vanaand by mekaar te kom en enige ander aand by mekaar te kom? As jy jou geboortedag vier, kom ons begin net om vir julle te verduidelik hoe werk 'n afgespreekte tyd. As jy jou geboortedag vier en jy is op die 6de April gebore, soos Jan van der Rieck, 6de April. En jou kinders daag by jou op die 7de April. Wat gebeur? Hulle is 'n dag laat. Ons het Woensdag in ons disippelskap het ons 'n goeie voorbeeld gehad. Ons het 6 tot 7 in die oggend het ons disippelskap. En ons sit hier en ons deel onder mekaar, ons deel die woord. In 7 uur, die stap waar een van die broers en brother Paul noem ons hom, die stap hy 7 uur in, maar die disippelskap het 6 uur begin. En toe hy sit, toe sê ek vir my volgende, I don't want to embarrass you, but maybe you can share the message with us this morning. Nou hy het 7 uur aangekom, sal hy weet wat die boodskap is. Hy sal geen idee hê wat die boodskap is nie. Hoekom? Want hy was nie hier gewees toe die boodskap afgelewer is. So in die hemelse riekalm werk het so. God het afgespreekte tye. Buite laat hy vir ons in sy woord in Hebreërs sê, julle kan enige tyd na my troon van genade toe kom, want Jesus het die voorhangsel geskeur en dis enige tyd kan ons so toe gaan. Maar 'n afgespreekte tyd is, hy het vanaand 'n afgespreekte tyd. Hier's 'n oop hemel vir ons en waar die engele, het julle agtergekom dat Jakob het 'n afgespreekte tyd gehad. By Bethel, want hoekom? Die engele het 'n sent opgegaan en hulle het afgekom. Daar was 'n spesifieke dag en tyd wat die engele vir Jakob op en af gegaan het, wat hy 'n boodskap kom aflewer. So God kom en ons is in hierdie profetiese tyd wat hy vir ons gee en ek wil die volgende met julle deel oor 'n afgespreekte tyd, want dit gaan aanleiding gee waartoe hierdie boodskap gaan vanaand. En 'n afgespreekte tyd is baie belangrik. Iemand wat gestel is op afsprake en op tyd en afspraak in 'n dagboek. Ek is nie 'n dagboek persoon nie, maar julle kan vir my vrou so net vra, sy kan nie sonder 'n dagboek gaan nie. Dis haar afsprake. En as iemand 'n persoon se dagboek vat, wat gebeur met jou? Jy weet nie wat gebeur nie. Jy's heeltemal te mekaar. Stem julle saam? Jy daag by die verkeerde plekke op. Nou die vyand het ongeveer 1700 jaar terug deur die Katolieke Kerk
ons dagboek omvat. En dat vir ons 'n ander dagboek opgee, met ander afgestelde tye, want as die tye vir God belangrik is, wanneer hy sy kinders wil besoek, hy sê in Deuteronomium, ek dink 16, sê hy, 3 times a year, 3 keer 'n jaar, moet julle voor hom verskyn. En ons sien dat nou in die tyd waar ons leef, is dit nog belangriker om die stem van die Heilige Gees te hoor as ooit tevore in 6000 jaar. Hierdie laaste generasie is misleiding aan die orde van die dag. En as ons nie op sy kalender is nie, dan gaan ons nie sy stem hoor nie, en ons gaan nie hoor wat is die boodskap wat hy vir ons gee nie. Hy sê in Genesis 1:14, and God said, let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night, and let them be for signs. Daai woordjie signs beteken appointed times. Ek deel gister met iemand, en julle agtergekom, julle wat ouer as 30 is, dat 30 jaar terug, in Bloemfontein in die Vrystaat in Suid-Afrika, was die seisoene anderste as wat dit nou is. Wie het dit agtergekom? Het julle agtergekom met reën so, ons weet nie meer of dit herfs is en of dit lente is nie. As jy nou buite gaan en jy kyk en jy word wakker vir die eerste keer, dan dink jy dis September in Bloemfontein. Stem julle saam? So, die vyand is besig om ons die mekaar te maak met die afgespreekte tye en seisoene. Ons bid hierdie oggend in die Heilige Gees begin vir ons duidelik wys, daar is so confusion in seasons and times. Ek praat gister met my broer, my boetie, hy boer hier buite die stad. Hy sê hy het in 3-4 dae reën gekry, wat hy in die helfte van 'n jaar kry. En alles is die mekaar. Al die tye en alles wat ons kyk. En God kom en hy sit ons op 'n profetiese kalender. So in hierdie kalender wil ek wil net vir julle vra. Ek wil net 'n bietjie klem lê op God se afgespreekte tyd en oor Bloemfontein. Kyk gou daar, sien julle daar in die hoek, ek het daai, toe ons House of Bread begin, het ek daai het ek doelbewus daar gesit. Wie van julle sou 20 jaar terug kon dink, dat 1 miljoen mense in hierdie stad bymekaar gaan kom buite Bloemfontein? Wie sou dit verwag? So ons, hoekom ek dit daar sit, en dat julle dit moet sien, is dat God se plan met Bloemfontein is nie klaar nie, dit begin nou eers. Want Bloemfontein lê in 'n plek en in 'n poort, en in 'n hek wat ons noem die Bethlehem hek. So toe ons hierdie House of Bread die naam gegee het, House of Bread wat beteken Bethlehem, Bethlehem, het ons nie geweet ons lê in die Bethlehem hek in Afrika nie. En dit was net toevallig so, dat die persoon wat alles gereël het, het daar gesit, aan die kant Frits, hy het gesê, hierdie is te groot event, hy kan dit nie reël nie, en in 'n oomblik het die Heilige Gees gesê, bid die Gees van Olia Beit-Selel, wat die tempel gemaak het, of die tabernakel se meubelstukke gemaak het, bid daai Gees oor hom af, en 6 weke later, 30 miljoen rand later, is alles betaal, alles is gereël sonder 'n insident by die It's Time event. En dis net Jesus Christus wat dit kan doen. So Bloemfontein is 'n geboortestad. Die feit dat die strate en alles so lyk, gister stuur iemand vir my 'n foto van hoe lyk dit hierso. So nou vra ek julle vanaand wat hier sit, met wie se oë kyk ons na Bloemfontein? Kyk jy met Lot se oë of kyk jy met Abraham se oë? Want hier is dit wat God beplan het vir hierdie stad, het nog nie in eers begin in vervulling nie. Die dam van trane is die
die eerste konsentrasiekamp is hier, die ANC is hier gewees, geboorteplek, die nasionale party is hier, It's Time is hier, en ek glo met my hele hart, dat die grootste herlewing gaan, en die geregtelike hoofstad, tussen Bloemfontein en Kaapstad gaan dit uitgestort word. En dit gaan uitgaan na die res van Afrika en die wêreld toe. Want Afrika is geroep, met al die oorlog en alles, wat eskaleer en alles wat gebeur, om die broodmandjie van die wêreld te word. Dis hoekom ons vanaand hier sit, en 'n afgespreekte tyd, ek wil nou iets anders met julle deel. 4 jaar terug, ek dink 2021, se Paasfees, toe doen ons 'n tema met die naam van The Voice, die stem wat uitroep uit die woestyn van Johannes die Doper. As jy in Matteus 3 gaan lees. The Voice Crying in the Wilderness, Jesaja 40. En ons begin daai gebed elke oggend, of gereeld 2-3 keer 'n week, begin ons uitroep, die stem wat uitroep in die woestyn. Bekeer, want die koninkryk van God is naby. Bekeer, want die koninkryk van God is naby. Ons speel 'n lied en dan begin ons uitroep, soos Johannes in die woestyn geroep het, sê die Heilige Gees, julle is Johannes die Doper in die Gees, begin dit uitroep, en ons roep dit uit. En 4 jaar later, 3,5 jaar later, kom Tianel na my toe, hy sê vir my, daar's 'n groep mense, hulle is in Israel, in die Judean wilderness, hulle wil Bloemfontein toe kom, hulle wil kom optree, ek sê, maar wie sal hy sê, hulle solo, en ek luister na hulle, en hulle lied wat hulle sing is, The Voice Crying in the Wilderness. Jy sien, as jy hierdie God en die skepper van hemel en aarde vertrou, dan doen hy die onmoontlike en hy maak dit moontlik. Hy sal selfs die stem wat jy uitroep in die woestyn, hy sal hulle uit die Judean wildernis in Israel uitstuur Bloemfontein toe, dat dit in vervulling moet kom hierso. So toe besef ek, maar dat elke jaar met Pesach ete, al is ons net 2 wat sit aan 'n tafel, en ons doen 'n profetiese aksie, want Daniël het besef 70 jaar gaan verby, en toe gaan hy gaan in sy binnekamer en maak die vensters oop, en hy roep uit tot Cyrus uitkom, en na 70 jaar gaan Israel, gaan die Jode terug, en gaan terug uit Babylon uit, hulle gaan terug Jerusalem toe. So God gebruik, hy gebruik nie massas nie, hy gebruik een persoon wat gehoorsaam is. So een kan opstaan, en hy kan begin uitroep vir herlewing in hierdie stad van Bloemfontein, en dit sal gebeur. Een persoon. Hy sê, I'm looking for a man to stand in the gap. Esegiel 22:30. Hy sê, I'm looking for a man, but I could not find one, to cry out to, and then I will heal their land or their nation. Hy sê, so 'n persoon wat in die gaping staan. So, om net te kom waar ek vanaand wil wees, elke jaar kry ons 'n tema, maar ek loop in die volgende, in die bruiloft sy by die oggend, en ek dink aan die Pesach, en ek, daar is nog nie 'n woord by die Heilige Gees vir my gegee vir 'n tema nie. En die volgende kom by my op. Kies die Son. Kies die Son. En ek gaan dit nou vir julle oopbreek, waar kom dit vandaan? En daar's 'n lied geskryf deur Mervis, Kies die Son. So, miskien kan jy hom, hy behoort daar te lê, anders kan ons hom op die YouTube kry, Chris. En dan kan ons hom speel, nou, ek net vir julle sê, Kies die Son, ek gaan vir julle Psalm 2 lees vandag. En die volgende gaan gebeur, in die volgende tyd, het julle die blaai wat op staan, Psalm 2, dan langs dit staan daar Joel 2, en langs dit staan daar Acts 2. Nou hierdie evangeliste, as ek sê Acts 2, dan begin hulle glimlag. Dan weet hulle, dis nou tyd vir uitstorting van die Heilige Gees. So al 3 hierdie loop in lyn met mekaar. Jy sien, daar's 'n krisis in die wêreld. Maar daar's 'n oplossing vir elke krisis.
Want Jesus Christus is die oplossing in die donkerste tye. En as ons kyk na Psalm 2, ek het hier opgesit, is daar 150 hoofstukke in die woord van God, wat hy in donker tye 'n oplossing gee. Hy kom en hy sê in Jesaja 60, hy sê, when darkness cover the earth, wanneer donkerte die aarde tref, hy sê, and deep darkness the people, then my glory shall come out of that place. God se glorie kom nie uit as daar nie probleme is nie. God se glorie kom uit in die donkerste van donker tye, want dis wanneer hy homself wil openbaar en wys, ek is God. Ek is die God van Abraham, Isak en Jakob. Ek is hier om vir julle te wys in my donkerste tyd. As ons almal sien hoe het ons deur hierdie COVID gegaan en elkeen het 'n getuienis hierna. En dan kom hy in Psalm 2 en Psalm 2 gaan deel hy op in die volgende gedeeltes. Daar's 12 verse en ek wil dit vir julle vanaand lees. Dan beweeg ons aan van hier af wat Jesus wil doen vanaand. Psalm 2 kom Dawid en hy skryf. Profetiese vervulling beteken die volgende. Daar's 'n deelprofesie, dit wat in tyd terug gebeur het en dan gebeur dit weer in die laaste dae. So profetiese gaan nie net altyd een keer nie, hy kan partykeer 2 keer in vervulling gaan, 'n profesie. Maar Psalm 2 is daar 12 verse. Nou 12 gedeel deur 3 is 4. Daar's 4 fases waarin ons dit opdeel. Die eerste gedeelte is daar's 'n oproep wat nou in die wêreld gebeur. Ek lees vir julle die eerste 3. Hy sê, why do the heathen rage and the people imagine a vain thing? The kings of the earth set themselves and the rulers take counsel together against the Lord and against his anointing. So ons sien al hierdie wêreldleiers begin opstaan teen God se gemeente, teen die liggaam van Christus en teen Israel, en hulle begin opstaan teen dit. So jy kan nie net in die strate gaan en Jesus Christus verkondig in elke land net soos wat jy wil nie. In Suid-Afrika is daar stede en plekke waar daar vervolging is, en ons sien dit raak meer, en dis wat Psalm 2 vir ons sê. En hierdie konings van hierdie aarde sê, kom ons maak die vervolging meer. Hy sê, let us break their bands asunder and cast their cords from us. Dis die eerste gedeelte. Dan kom God en hy antwoord hulle. Hy sê, he that sitteth in the heavens, dit is God wat antwoord. Hy sê, he that sitteth in the heaven shall laugh. The Lord shall have them in derision. Then he shall speak unto them in his wrath, vex in his sore displeasure, yet I have set up my king upon my holy hill. God sê, hulle kan maak wat hulle wil in hierdie aarde. Hy sê, ek kyk van my troonkamer af. Hy sê, en ek gaan lag oor hulle. So ons sien wie is hierdie God wat ons dien. Hy sê, ek gaan lag oor hulle. Die derde deel is van Psalm 2 vers 7 af. Hy sê, hy maak 'n deklarasie. Hy sê, I will declare the decree. The Lord said unto me, you are my son, today I have begotten you. Ask of me, and I shall give you the heathen for your inheritance. Hy sê vir Jesus, hy sê, ek gaan hierdie aarde, ek gaan hierdie ongelowiges vir jou gee as 'n erfporsie. In die uithoeke van die aarde, sê hy, as jou possession, then he shall break them. Hy sê, Jesus sal kom, hy sê, he shall break them with a rod of iron, and he shall dash them in pieces, like a potter's vessel. Be wise therefore, O kings. Hy sê vir al hierdie konings, al hierdie New Age, al hierdie mense wat hierdie nuwe wêreldorde agenda in plek wil staan, kom hy en hy rig 'n waarskuwing aan hulle.
Be wise therefore, O kings, be instructed, judges of the earth, serve the Lord with fear, sê hy verder, and rejoice with trembling. En dan sê hy in 2 vers 12, wat die tema is wat die Heilige Gees gegee het, hy sê, kies the Son, lest he be angry, perish him from the way when his wrath is kindled but a little. Blessed are all they that put their trust in him. Hy sê, kies die Son. Met ander woorde, wat hy sê is, betoon eer aan hom. Maar die manier hoe hy dit sê is, hy sê, soen die seun. En betoon eer aan hom. Hy sê, anders gaan my wraak opstaan teen hierdie nasies. So, vanaand kan ons duidelik sien, vanaand is daar 'n oop hemel, en dit is hierdie seisoen waar ons ingaan. There's a change of a season for the body of Christ, vir die gelowiges. Ons sien dat in die kerk van Jesus Christus, in hierdie tyd wat ons leef, die afvalligheid wat ons in die kerk sien, soos wat ons nog nooit van tevore, egskeidings onder geestelike leiers, maak wat hulle wil, dien wat hulle wil, goedkoop genade, en leef net soos wat jy wil. Ons sien dit aan die orde van die dag. Geen vrees vir die Here, geen vrees vir God. As ek sê vrees, beteken dit ontzag. So ons is in daai plek, en dan kom ons en ons gaan na Joel 2 toe. Hy sê, blow the trumpet in Zion. Call the assembly. Hy sê, roep die kinders, al die kleintjies by mekaar. En in dit sê hy in 2 vers 28, praat hy van, hy sê, and then I will pour out my spirit, my gees, upon all flesh. En dan vat hy ons na die uitstorting van die Heilige Gees. En ek het nog so 10-15 minute, dan wil ek afsluit, maar ek wil iets met julle deel. En dan het ek 'n gedeelte wat ek vir julle wil lees. Ek gaan 'n lied soek, wat deel is eintlik van hierdie tema van hierdie aand. Ek wil net hê julle moet, Mervis daar's 'n persoon, hy's in die Kaap, Mervis, hy het op 'n stadium hierdie lied geskryf, kies die Son. Beteken, gee eer aan hom, betoon eer aan hom, en ek gaan hom vir julle speel vanaand. Chris, dan kan jy daar by jou sagter sit, as ek wat doen. When you've been broken, broken to pieces, and your heart begins to fade, 'cause you don't understand. And when there is nothing Terwyl hy speel, to rain from the ash, wil ek iets met julle deel, you can ignore. wat ek, baie van die manne weet, wat ek nou al die laaste 4 weke deurloop. So, 3-4 weke terug was een van die intercessors wat gereeld ons besoek, Regina, ons noem haar Queen Regina, was sy hier, en hier was nog 2 bruidvrouens van die Kaap hier gewees, Jolene en Claudia Breinkies, en een van hulle het 'n profetiese woord
oor die huis kom gee, oor die house of bread. En ek het dit nog nooit gehoor nie, en ek wil dit deel met julle vanaand. En dit is so gepas in hierdie aand. En sy het Victoria Breintjies het daar gestaan en toe het sy na my gekyk vir my gesê, daar's 'n salwing op hierdie huis. En 'n salwing op jou rus, en ek sê dit met alle nederigheid van Joseph of Arimathea. So elke keer as ek daaraan dink, dan kan ek die salwing voel. En ek sien wonderwerke wat gebeur deur hierdie salwing van Joseph van Arimathea. Maar luister, daar's 16 verse die hele woord geskryf oor hierdie man. Wat 'n vermoënde ryk man was. En Jesus Christus gebruik hom met sy rykdom om by Pontius Pilatus uit te kom nadat ons meester en Jesus gekruisig is. Hy gebruik 'n man wat deel is van die Sanhedrin met die naam van Joseph van Arimathea. En hy gaan na Pilatus toe en hy sê vir Pilatus, ek benodig hierdie liggaam. En dit is 2 ure voordat dit sononder is, en dan is hierdie Joseph van Arimathea as lid van hierdie Sanhedrin, en hy moet Pesach ete vier, en die oomblik as hy in hierdie liggaam raak van die Messias, gaan hy onrein raak, want Jesus het gesterf, en hy gaan haal hierdie liggaam van hierdie kruis af. Maar hy is bereid om sy hele toekoms op die spel te plaas, as lid van hierdie Sanhedrin. En hy gaan as 'n geheime disipel, en die skrif sê, hy's 'n geheime disipel, gaan hy in, en hy vra vir Pilatus met wie hom moes geken het, en hy sê vir Pilatus, ek benodig hierdie liggaam. En Pilatus gee vir hom die liggaam, want jy sien Joseph van Arimathea het 'n graf gekoop in die tuingraf van Getsemane. En ek sê vir die manne, dis so goed as om in Sandton Square vandag eiendom te koop, so duur is dit daai jare, om eiendom in Getsemane te bekom. Jy kon dit nie bekostig nie, maar hy het genoeg rykdom gehad, en hy koop grond, en hy maak 'n tuingraf, en toe die Messias sterf, toe kan hy die liggaam van die graf gaan afhaal. En hy sê, maar hierdie graf is nie vir my nie. Hierdie Messias, Jesus Christus, moet in hierdie graf ingaan. En in hierdie wat hy die liggaam van die graf afhaal, sien ek in my geestesoë. Vir die eerste keer begin ek besef, het jy al vanaand wat hier sit, jou al self gesien, as 'n Joseph van Arimathea, waar jy die voorreg het, om hierdie liggaam, wat verwronge is, en wat gegeesel is, en wat in flarde is, in jou hande te kan vashou. Het jy al daaraan gedink, wat dit is, om daai liggaam, to carry the body of Jesus Christ? Want die een oomblik weet hy maak homself onrein, maar die volgende oomblik vat hy daai liggaam saam met Nicodemus in die tuingraf in, en hulle bekleed hom in fyn linne, maar voordat hulle dit doen, vat hulle 30 kg balsem, en hulle vat hulle hande, en hulle begin daai liggaam te balsem. En ek ervaar iets wat ek nog nooit in my lewe ervaar het nie. Wat dit moet wees, om daai stikken om jou hand in daai stikkende wonde te druk, wat die prys betaal het, wat ek en jy vanaand nie kan sê. En in sy hande kom die bloed in die merke
En 3 dae later, met daai selfde honde wat hulle gebalsem het, staan die opgestane Jesus voor hulle. So daar's iets in daai honde wat gebeur. En ek het dit Vrydag vir die manne gesê, ek sê, verlede week kom Royes en hy slaap 'n aand hier. Ek sê vir hom, ek het 'n woord vir jou, maar die Heilige Gees wys selektief, gaan hy my oor tyd persone wys wat se hande ek kan salf en 'n spesiale olie van alwyn en mirre wat aangemaak is, wat dieselfde bestanddele is waarmee die liggaam gebalsem het. Ek sê vir Royes, ek wil jou hande salf met die Josef van Arimatea, en hy kyk my so, hy sê vir my, die graf, ek sê vir hom ja, hy sê hy was in Israel 6 weke terug, en hy het vir sy vrou Stella gesê, hulle het by die tuingraf gestaan, en hy het vir haar gesê, ons moet vir 3 maande Jerusalem toe kom, by die tuingraf sit, en as mense kom, dan moet ons hulle bedien uit hierdie graf uit, die evangelie van Jesus Christus. Hy sê, maar kom ons gaan terug Suid-Afrika toe, as dit so moet wees, gaan iemand dit bevestig vir ons in Suid-Afrika. En hy staan nie en ek bevestig wat hulle begeerte is, en hy sê vir my, ons moet terug gaan Israel toe, ek en my vrou. En in die volgende paar dae gebeur dit, en vir die volgende paar dae in die laaste week en tyd, ervaar ek 'n salwing en 'n teenwoordigheid wat daar is, want Vader God, ons beweeg in 'n tyd, wat hy besig is om Joseph of Arimatheas op te rig vir 'n seisoen soos hierdie. En hoekom ek dit sê, het sluit aan by Psalm 2. Die oomblik toe hy die liggaam van die kruis afval, het daar donkerte oor die aarde gekom. Die voorhangsel is geskeur, 3 uur die middag, stik donker in Jerusalem. Jy sien, wanneer die donkerte oor die aarde begin kom, en in die konflik in die Midde-Ooste in die plekke gaan God mense begin oprig om Josef van Arimatheas te word in donker plekke en donker tye, om hulle te begin indra, sodat die lig van Jesus Christus in daai donker plekke gaan begin skyn. So oral gaan ons begin sien, mense gaan inloop, en jy gaan jou nie meer self sien as 'n Sondag Christen net vir 'n uur, jy gaan jouself begin sien, waar kan die supermark inloop, waar kan die werksplek inloop, waar kan my vriende inloop, loop jy met die liggaam van Jesus Christus in jou hande. En dit gaan vir jou 'n nuwe betekenis gee, wat jy nog nooit gehad het. So ek wil afsluit vanaand, en ek wil vir julle iets lees, uit 'n boek, ek wil vir julle iets lees, en hierdie boek is geskryf deur Rona Spiropoulos. Sy het 'n hemelse visie gekry, toe sy opgerig is, oor die bloed. Wat die bloed doen en wat die bloed beteken. En ek gaan vir julle net 'n bladsy en 'n half lees oor die bloed. En julle gaan 'n revelation, julle gaan 'n openbaring kry van die bloed, glo ek, wat jy nog nooit in jou lewe van tevore gekry het. Maar die deel wat ek vir julle wil lees gaan oor die deur, the door. En wat die bloed doen as 'n deur. Hy sê die volgende: My people stop short of what I have for them. I am not just a man on the cross with a broken body,
not just a man of sorrows, but I am the door. The veil of my flesh was torn open, up, a doorway into other worlds. In my kingdom, I have been known as the gateway, the point of entry, the entrance, the opening. This is because whenever any of the inhabitants of the heaven come near me, they are transported into new realms. Creative realms are opened up to them. They began to see into new dimensions. Their understanding of my Father opens to them. They would go swirling off into universes if we're not there to keep them true. The mystery is this: not only am I the entry point into new realms, Jesus said, hy is nie net hierdie mystieke God in nuwe realms nie, but all those things are within me. In me, in a realm of holiness, of Shekinah, that is so intense, that is beyond time and space. So anyone who comes near me is drawn into it. Out of me worlds are birthed. I explode with creation. It comes flaring out of me as glory which creates new realms, new living beings. I hold things together. On the cross, the veil of my flesh was rent. It was torn in every bit as a real curtain in the temple. I was covered in the blood, and my broken body became the access point into the realm of the Shekinah, the realm of the supernatural, the realm of the creation. Don't stop and worship me only at the cross, but realize that the cross was the focal point of the ages, the place where heaven and hell meet, and the past and the future came together. It was a place of timelessness because I brought it together. And then I was the entry point in my heavenly kingdom. I become the entry point on earth, the door. So step through the veil and light of my blood, and I will examine and cleanse you. Step into a new world of glory, abundance, fruitfulness, freshness, resurrection power, timelessness. Then worship me in the realm of eternity, and there my Father and I and the host of heaven will come and join you. So ek wil afsluit vanaand en vir julle vra, hier's ongesuurde brode. Kom ons staan op. Dan wil ek hê, moet ons hierdie vat. En wat ons doen, ons breek hierdie brood, en ek vra vir Heilige Gees, ek sê, Heilige Gees, Holy Spirit, but how privileged was this man? Joseph of Arimathea, to hold you in his arms. Hoe bevoorreg was hy nie om my vas te hou nie. En Heilige Gees sê vir my, maar jy kan my elke dag vashou. Jy kan my elke dag vashou. En vandat ek dit besef, het daar 'n nuwe dimensie oopgemaak om te besef dat hierdie liggaam is gebreek. En ons, as jy vat van hom soos vanaand, dan word ons deel aan hierdie liggaam. En ons raak deel aan hierdie bloed. Want hierdie bloed
en die advokaat geword, the counselor and the mediator. En hierdie bloed getuig elke dag teen magte en owerhede. Dis die grootste commodity, is die grootste, baie meer as goud en silwer. Geen prys in die hemel en op aarde het hierdie prys betaal wat hierdie bloed betaal nie. Hierdie bloed het skepingskrag. Dit het alles geskep wat om jou is, alles waarin jy is, alles is in die bloed van Jesus Christus. Hierdie bloed het die krag om jou vry te koop en jou vry te hou. Hierdie bloed het die krag om te kan getuig teen alle aanslae wat teen jou is. Hierdie bloed het die krag om jou vry te maak. Hierdie bloed het gee vir jou die oorwinningskrag om 'n nuwe lewe in Jesus Christus te hê. En terwyl hierdie speel, wil ek 'n geleentheid gee en julle die liggaam gevat met hierdie bloed, kan julle verbystap. En net verby daai skildery van Jesus. En dis nie om 'n afkop te maak van dit nie, maar is net om to behold the sun. Gaan stap verby en gaan kyk om in sy oë vanaand. Ek het al mense gesien wat verbystap en kyk hulle om in sy oë en sonder dat hulle 'n woord sê, dan begin die trane oor hulle wange te loop. Want daai gesigsuitdrukking praat met ons vanaand hierso. En hy wil vanaand met jou praat en sê, hoe intiem wil jy met my wees? Hoe diep wil jou verhouding met my wees? Hoe diep kan dit wees? So Vader, ons wil U loof en prys, en ek wil U eer vir alles wat U vir ons doen. Dankie vir hierdie aand. Dankie vir 'n oop hemel wat U vir ons gee. Dankie vir hierdie seisoen wat U vir ons gee. Dat ons weet dat die volmaaste prys is betaal deur die een wat dit vir ons aan die kruis betaal het. And there is an open heaven for us tonight. For us and our children and our grandchildren. Soms terwyl jy daar is, bid net in jou hart vir jou kinders en jou vrou en jou kleinkinders. Dra jou gesin op. Dra in die stad op. Dra die liggaam van Jesus op. Dankie Vader vir die koninkryk wat U ons geroep het vir hierdie aand. Wat U ons geroep het. Dankie vir kinders wat skree en opgewonde is daar. En dankie net vir U liefde. Dankie vir U goedheid en vir U guns en vir U genade. En ons prys en ons loof U. Yeshua HaMashiach. All glory, all praise. Thank you, Lord, that we can pray for the food tonight. Also the food and the people who prepare the food. Bless it unto our bodies. And we give you all the praise and the glory. In the mighty name of Hashem Adonai, Lord and Messiah, we bless your name. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Ek sien dit 7 uur. Hallelujah. God is getrou in sy tyd. Terwyl jy daar is, jy kan so toe loop. Jy kan hom net loof en prys terwyl die musiek speel. En ons prys hom vir wat hy vir ons doen. Thank you, Lord. Hallelujah. Ek dink
Ons gee tyd vir die wat daar wil bystap en net intimiteit het kan. En so in 4-5 minute dan gaan Elsie hulle oopmaak en dan kan ons sommer van agter af begin en staan. Ons wil net vir hulle sê baie dankie. En Johan gaan later vanaand gaan ek met geleentheid gee om 'n woord te sê vir 'n offerhande vir